Soos die spreekwoord sê, 'n boer maak 'n plan. En daar is min mense wat dit meer uitdeel as Christie van der Heever. Die 2023 Jong Boer van die Jaar in Wes-Kaap. Sy roete in die landbou is dalk onkonvensioneel, maar dit spreek van harde werk. Sy liefde vir landbou is gebore toe hy op slegs 6-jarige ouderdom 'n groentetuin gemaak het in Springbok. Vandag bestuur hy graafgroen se Rietfontein plaas in die koue Botteveld. Ons gesels met hom oor hoe hy op Rietfontein beland het, die boerdery, die besigheid, hand aan hand loop en die nette wat hy ontwerp het om oor sy vrugteboorde te span. Christie, verskillend dankie vir jou tyd. Ek weet, jy is al blou geonderhoud en alles, so ek waardeer dat jy jou laaste bietjie energie hierso vir ons op ys gehou het. En ek wil net weer eens sê, Jesus, wat 'n fantastiese mooi plaas hierso hoor. Dit is inspirerend om hier in te ry. Ja, baie dankie Jacques, dit is 'n voorreg om lekker saam te gesels en 'n bietjie kennis en goed 'n bietjie te deel, so ja, dit is 'n voorreg om saam met julle te kan gesels, dankie. Maar waar het alles begin? Waar het jy groot geword? Wat is die pad wat jy gestap het tot hierso? Sjoe, ja, Jacques, ek dink, kom ons vat hom sommer terug van 'n 6-jarige, 7-jarige seentjie af, waar ek nou regtig kan onthou waar dinge vir my begin het, waar die landbou gebore in my. Ek het maar groot geraak in Namakoland, ons hoofdorp Springbok, my pa was op die myne, en ja, ek het hier staan 6 jaar, 7 jaar oud was, het ons gebly in Alexanderby, en ek is altyd lief vir tuin maak. En ek onthou dit nog altyd, my ma het altyd die pakkietjies saad gekoop, en wat hier sommer by die winkeltjies gekoop het, en dan het ek nog maar beet en boontjies en kool en al so gesaai, en 'n stukkie van die gras uitgehaal en omgedop, en daar het ek nog maar my groente geplant. En ek onthou nog tot vandag toe, hoe is altyd my oupa het geboor in die Boesmanland, dat ek altyd hierdie veekossakke vol skaapmis op die plaas, dus 1 keer 'n maand het ons in Springbok toe gegaan, het my ma hulle inkopies loop doen, dan gaan kuier sommer op die plaas, en dan reis die volgende dag, of die volgende Sondag reis en weer terug, dan het ek altyd hierdie ou veekossakke vol skaapmis, kraalmis gevat, dit het my bemestingsbron gewees. En ja, so het ek maar beet geplant, en wortels en kool, en al die ou goedjies wat jy kon gekry het, ek maar daar geplant. En was dit maar vir huishoudelike gebruik gewees? Dis maar vir huishoudelike gebruik, en ja, self gebruik, en maar die mense gegee in die straat, die ou mense wat afgetree het in die straat, as dit te veel geraak het vir ons, want ons nou maar, ons eet maar vleis, ons is nie so erg op die groentekant. Maar ja, en dis maar waar die dinge begin het, en dan toe die mense by my kom kuier, het altyd vir gesê, maar kyk hoe mooi is jou groentetuin, dis netjies versorg, al die onkruid, as ek uit skool het gekom het, het ek in die groentetuin gekrap, in die grond gekrap, het ek die onkruidjies uitgetrek, en ek het maar, die ding probeer netjies, ou plankies gebou, en dit was altyd, dit was maar my tuin en my plaasie. En almal het altyd vir gesê, jy moet na 'n landbouskool toe gaan. En toe ek nou standaard 5 op graad 7 soos vandag is, in Port Nolloth klaarmaak, toe is ek Augsburg Landbou Gimnasium toe, dis soos naaste landbouskool, hier in die Wes-Kaap, ja. En dis op die pad Kaap toe, want ons altyd maar 1 keer per jaar gegaan het, so dis meer op ons pad gewees. En ek is toe ingeskryf in 2000 as standaard 6 leerling by Augsburg Landbou Gimnasium, en dis waar dinge toe begin het. Daar het ek blootstelling gekry, koeiemelk. En naweke moes ek inbly, my ma kom my nooit kom haal het naweke, en sê ek is net kwartaallik huis toe, net vakansietye huis toe. So jy is 3 maande in die koshuis gewees. Ja. Die koshuis was nie net 'n blyplekkie, dit was my huis. Juist. Want ek bly daar. So as jy daar gebly het, moes jy naweekdiens doen. Op die plaas, ons het koeie gemelk, Saterdagoggend moet jy by die melkstal aan met, Saterdagmiddag, Sondagoggend en Sondagmiddag moet jy aanmelk by die melkstal, omdat jy in die koshuis bly. So ons het koeie gemelk. Ons het kuilvoer uitgery, ons het hulle voer uitgery, ons het lemoene gepluk, ons het druiwe gepars, en daar het ek die blootstelling gekrytjies, en letterlik Johanne vel gemaak. Kort voor lang was dit my passie, wow. Ek is goed daarin, ek het presteer, ek het die hortologieprys gewen by skool, en ek het net begin uitblink, daar was geen keer in my. En ja, daar was net die ding, en toe begin ons die junior landbouvereniging by die skool, waar ek die eerste keer betrokke geraak het met georganiseerde landbou. Ons het die onderwys het besluit, ons moes nou 'n junior landbouvereniging begin, en ons het toe blootstelling gekry by Klein Willem landbouvereniging se bestuur een aand, toe sê hulle vir my, nooi hulle ons as bestuur om te sê, hoe moet ons 'n bestuur opstel? En dis waar georganiseerde landbou ingekom, die heel eerste keer dat ek gesien het, maar hoe werk georganiseerde landbou? Ons stig toe die junior landbouvereniging by Augsburg 2003,
Waar ek die voorsitter was en ek was die hele bestuurslede het is toe gekies as dan graad 9, graad 11 leerders. Ja. En ja, kort voor lank geskryf is in by Agri Weskaap se streekskongres as die junior landbouvereniging van die jaar. Die landbouskole skryf toe in en ons wen hom toe 2 jaar agter mekaar as die beste junior landbouvereniging van die jaar met al ons goeters en ons sekretaresses en die addisionele lede en hoe werk 'n landbouvereniging se bestuur en dit was vir my 'n groot ding gewees en ja, dit is maar waar die dinge toe begin het. En toe het jeugskou gedoen. Ek het goed gedoen met jeugskou. Ek is vandag 'n groot ondersteuning nog altyd vir jeugskou. Ek is ook 'n jeugskou beoordelaar as hulle my vra, provinsiale gedeeltes waar ons bestreke skouens, streekskoue wat ons beoordeel. Want ek sê altyd dit is waar die kind 'n graad 6 leerder die hele eerste keer blootstelling kry of 'n graad 1 leerder, 'n junior, Ja. waar die kind die eerste keer in 'n ring gaan wat hy in 'n skaap kan vashou. Nou jy wat 'n oordelaar is, kan daai kind nou kritiseer in die ring en daai saaitjie heel dooddruk. Of jy kan daai kind sê maar kom staan hier, so kom ek help jou, kom ek vat 'n maklik op jou Gooi water. en daar groei jy en daar ontwikkel jy 'n landbouer met tyd. En dit is hoekom ek jeugskou onder my vlerk hou. Ja. Want dit is waar jy die kinders daai is werklik die toekoms van. So ja, en toe het ons begin jeugskou en toe het ek matriek gemaak en toe ek nou klaar met matriek is, toe het ek gaan landboubestuur studeer by die Kaapse Universiteit op Wellington kampus en ek het daar het ek ook my vrou ontmoet en my vrou kom toe van Ceres area af. En omdat sy van die area afkom, het ek probeer elke liewe vakansie op 'n ander plaas werk. So vir plaaswerkie gesoek. So ek het 'n bakkie gehad, my pa het vir my bakkie gegee en hy kon hom so 'n ou bakkie kon ek hom ry en ek het hom vervoer gehad. So ek het elke vakansie probeer op 'n ander plaas werk. Hier het ek store gebou en daar het ek kratwyntjies reggemaak en hier het ek wingerstokke water gegee oor Desember maande. Verskillende goed gedoen om blootstelling te kry in landbou, met mense te werk, verantwoordelikheid te vat. En dit is hoekom ek ook vandag het so steun dat boere jeug en insidente intrek en hulle blootstelling gee want baie studente, ek kom nie van plase af nie, my landbou in landbourigtinge gaan, maar jy het 'n plek waar jy kan studeer of waar jy kan praktiese ondervinding opdoen. Ja. So ja, toe het ek daar begin en toe na ek klaar gestudeer het ek toe begin in Ceres se eerste jaar werk en dis toe ek by Graafroet begin het en ek is nou ja, toe ek die eerste jaar toe ek by hulle begin het ek op Romansrivier begin in die Breë Rivier Vallei, dis 'n nuwe plaas waar ons 'n partnership gehad het tussen Graafroet en die vorige eienaar. En toe in 2010 toe koop ons die plaas en toe moet ons aggressief ontwikkel. Die plaas het water uit 'n dam, uit grond, maar daar was nie kapitaal om te ontwikkel nie en dit is toe ons die plaas koop Graafroet en ek was toe al 2 jaar in bestuur daar saam met die partnership en daardie geleentheid het my in my hand geval en ek het die plaas begin omvat op 'n 12 hektaar plaas en ons het hom ontwikkel binne 3 jaar na 150 hektaar toe, volgeplant met nette, met tegnologie, met alles. En dit is een van die staatmakerplase vandag in Graafroet, dit is 'n Rolls-Royce, hy loop lekker, hy het sy uitdagings, maar hy het 'n goeie mikroklimaat en hy werk, ons het nie meer hoofsaaklik vroeë steenvrugte daar, en hy doen baie goed daai plaas. En ek het regtig gedink na 10 jaar toe daar is en ek het hom nou in sy sweet spot en ons wen toe die pryse as steenvrugte produsent van die jaar 2 jaar agter mekaar by ons uitvoermaatskappy. Toe besluit ek maar ek dink dis ek is waar ek moet aftree. En net daar toevallig op 'n donderdag bel Robert Graaf my as die eienaar van Graafroet en hy sê vir my maar wil jy nie Rietfontein, een van die grootste plaaseenheid van Graafroet kom boer nie. Yes, maar ek is uit my comfortzone totaal en al geruk. Die mat is onder my uitgeruk. En hy sê my soek maandag 'n antwoord en hy sê my donderdag en maandag soek 'n antwoord. Yes, ek sê vir julle ek voel nou nog die narigheid op my maag. Maar die kort en lank is groter geleenthede en groter uitdagings. En ons vat hom en ja, ons kry toe vrede oor dit en ons kom Rietfontein toe. Ek maak nou 10 jaar klaar op Romansrivier en ek skuif Rietfontein toe. Ja, dis waar ek vandag is en ja, so Hoe lank was dit toe nou? Dit is 2018, ons is nou, gaan nou my 6de jaar op Rietfontein hier in. Ja, en dis hoofsaaklik 'n kernvrugteplaas, soos ons hoofvariëteit is appels, ons het appels soos die grootste, dan pere, dan nektarines, dan perskes, dan kersies, ja. En dan het ons ook 'n klompie wingerd, ons saai so 220 hektaar graan, en dan het ons ook ja, klompie bees, met die bees gebruik ek noem hulle sommer stofsuiers, ons het 'n klompie engusse, het so oor die 100 engusse vaste pak wat ek het, en dan spekuleer ek koop ek 'n klompie losbees in. Dis maar net om ons vleie skoon te eet en die damme skoon te eet, laat die riete wat so opkom, dat is net die plek netjies hou. So, hulle is eintlik al vir die ouens wat net die goed op skoon eet, en dan as die kos minder raak in die Januarie, Februarie toe, dan bemark ek die vetbees dat hulle net wegkom, want hou ek het my pak engusse wat ek eintlik het, my swart engusse.
So dis maar wat Rietfontein is. Ja, ons produseer so net so oor die 13,000 ton vrugte hier op die plaas wat ons bemat is in die mark instoot. Wat is is 'n baie proses 'n lekker gemengde boerdery. So die laaste selfs met die beeste en so aan. Ek wou vir sê wat is die lekker dele, wat is die uitdagende dele? Ja, kyk, ons het goed gediversifiseer, was eintlik oorspronklik net 'n appel en 'n peerplaas. Dit is omdat dit redelik hoog is, ons is net so en is uitvoer, alles uitvoer. Uitvoer, ja, ons probeer 60% uitvoer, dat is 'n hoofbron is maar uitvoer, ons bemik vir die uitvoer, dis waar ons geld lê. Maar as ons altyd op 'n boom nie net 'n uitvoerproduk het, dit's maar goed, dit skaafmerkies op het en dit is die goeders wat maar in lokale mark toe gaan. En ja, nou dis ook 'n groot Woolworths komponent. Ons het lewer groot vir Woolworths. Dwars deur die jaar vir Woolworths probeer ons appels en perskes en goeders produseer. So ja, dit is wat ons hier doen en maar ons is goed gediversifiseer. Ons het besluit om te diversifiseer want baie keer gaan dit nie goed in appels of net in pere nie of waar kom 'n probleem op een ding. Jy kan nie al jou vrugte in een mandjie nie. So ons het probeer 'n bietjie kersies, ook kersie komponent, is dit nou so 6,5 hektar kersie plant volgende jaar nog 'n 3 hektar by. En dan is nektarines, so 10 hektar nektarines wat ons wil uitbrei na 40 hektar toe. Ons kersies wil ons uitbrei na 20 hektar toe. Ons appels wil ons uitbrei na 300 hektar toe. Ons wil ons pere so nog na so 80 hektar pere toe vat. So hier's 'n groot groei geleentheid. Ja. Ons het die grond, ons het die krag, ons het die waterregte het ons. So dit gaan maar net om die kapitaal te kry om te ontwikkel. Die kersie is interessant. Kersies is interessant. Hoe is dit ek bedoel ek onmiddellik dink aan Ficksburg en Bethlehem en daar in die Vrystaat, is dit koud genoeg hierso? Koud genoeg, ons het oor genoeg koue, ons het loop ook hier rondom 1000 koue eenhede per jaar. So die kersies werk goed. In die verlede, hoekom kersies 'n bietjie gesukkel het, ek dink was die onderstamkeuses. Die onderstamme wat ons gehad het en die nat toestande het nie goed gewerk. Die kersies het nou dis 'n beter onderstam verskeidenheid wat ons kan gebruik op ons kersie variëteite en dit maak dat die kersies net kan boer en kersies doen uitstekend in my oë in die Koue Bokkeveld. In Ceres area, dit doen eintlik baie goed. Dis 'n ding wat baie maklik boer. Hy oes mos net moeilik want hy's mos so klein en alles moet in die hand gepluk word. Elke kersie se stingeltjie moet aanwees. So daar's 'n bietjie tegnieke rondom die pluk, maar daar's 'n groot geleentheid vir kersies om te diversifiseer op appel en 'n peerplaas. Ja. In terme van geld, weet jy nou dink Marcus, waar maak jy die meeste geld? Weet jy natuurlik ek praat nie so seer van volume nie, natuurlik die appels seker nou. Maar hoe lyk daai juist nou die kersies as jy nou selfs die graan al hoe lyk die mengelmoes? Die appels om in die hektaar en meer is bring is my grootste inkomstebron van inkomste. As jy kan na rand per hektaar toe, dan sal ek sê dis definitief die kersies sal die topverkoper wees die meeste rand per hektaar inbring. Maar met die nuwe variëteite op appels wat inkom, die nuwe goed, die hoër uitpakke, die hoër digtheid aanplantings, dan beweeg ons ook in dieselfde game waar die kersies nou hardop. Want die kersies is ook 'n hoë digte aanplanting, dis 'n hoë waarde produk. Ja. Maar appels met die nuwe variëteite wat ons kyk, die beter variëteite wat meer vrugbaar is, wat beter kleur gee, beter klas 1 uitpakke, verlig jou klas 1 uitpakke van 'n 60% na 80% uitvoer toe, dan begin ons praat van baie meer rand per wat inkom per hektaar. En dan loop die appels, die kersies, al nektarines al hardloop saam, want jy kry al die beste variëteite nou. Maar in die verlede was dit ons maar die weier aanplanting, die ouer variëteite en verkeerde onderstamme wat alternerende drag gegee het op die appels en goed. Maar vandag as jy nou 'n nuwe ding het, ek nou net uitbrei bietjie oor die proefblokke wat ons het en wat is die rol van die proefblok? Want die proefblok is in my oë krities vir ou wat wil groot aanplant op 'n plaas en om jou mikroklimaat te bestuur, wat werk in jou mikroklimaat. So ja, dit is rondom die goed. So ek sal sê vandag probeer ons 'n goeie gemiddeld kry tussen die kersies en die nektarines en die appels en jou pere. Jy kry die regte peervariëteite en die regte aanplantingsfoute, die regte hoeveelheid vrugtebome op 'n hektaar om die regte rand per inkomste te kan kry en genereer. Wie dryf watter lande dryf daai variëteite? Waar is daai ontwikkeling en navorsing en so aan? Die wêreldmarkte, kom ons sê waantoe voer ons die meeste van ons produk uit, dis maar Europa, ons is in die suidelike halfrond, ons gaan oor na die noordelike halfrond om ons vrugte, wanneer hulle nie vrugte het, dan voer ons uit daai kant uit ons BA-kamers uit en ons stoorfasiliteite uit, bemark ons mos maar aan daai kant toe. So dit is maar 'n wêreldtendens uit die USA, uit Amerika is 'n goeie variëteite, uit Europa het is goeie variëteite, uit Nieu-Seeland, uit Australië het variëteite, almal reg oor die wêreld, tot Suid-Afrika het unieke variëteite wat hier is, wat hulle nou weer uitvat.
Pragtig. Jy Selina Peer en hier's op goed wat in Suid-Afrika ontwikkel is. Hier sekere galas wat hier vanaf kom wat nou weer in oorsee gebruik. Ek het die geleentheid gehad om 3 maande terug 'n bietjie in Europa te wees en die manne praat van Suid-Afrikaanse variëteite. So reg oor die wêreld is daar wenners. Ja. Die ding is net jy moet daai wenners na jou toe bring in 'n proefplek perseelplant dat jy kan evalueer in jou mikroklimaat. Waar werk hulle? Hoe werk hulle? Want hulle moenie vir my nie altyd sê 'n ding wat in Nieu-Seeland in die koel klimaat groei werk in Suid-Afrika met 'n harde warm klimaat wat ons hier het. So dis ook nie te sê dat die warm goed daai kant weer werk nie. So want nou jy groei 'n boom, maar hy's nie produktief nie. Hy gee nie vir jou genoeg ton nie. Ja. So dit is hoekom ek belangrik is dat jy 'n proefblok perseel het. Daai jare op Romansrivier het ek begin met 'n steenvrugte proefblok. Ek is hier reg. Waar het jy daar ek bedoel is dit algemeen om 'n proefblok perseel? Nee, ek dink alle boere nee. Ek weet nie daarvan. Okay, 'n proefblok perseel is as jy 'n plaas koop en jy sê maar ek wil 100 of 200 hektaar steenvrugte of vrugte produseer. Dan moet jy besef wat wil jy produseer? Die steenvrugte, wil die kernvrugte, wat werk in daai area? Dan begin jy 'n proefblok, want jy wil nie foute maak nie. Jy kan wegspring met die 2-3 wenners. Daar's altyd uitblinkers wat weet voedsel op wil ek sê. Die 10 beste variëteite kan jy miskien wegspring, maar daarna raak dit nou wie is nou die volgende beste variëteit. So ek het 'n groot steenvrugte proefblok daar gehad, oor die 100 variëteite gehad en wat doen 'n proefblok? So jy kry dan al die beste variëteite wat Woolworths wil hê vir die lokale mark, want daar's altyd lokale produk. Jy kyk wat wil die wêreldmark hê? Ja. Wat soek die huisvrou in die wêreld? Wat soek hy? Ja. En dan kry jy daai variëteite deur jou teelers in. Dis nou 'n Stager in Suid-Afrika of 'n Bradford of 'n Zeiger, dis al die teelers in die wêreld. Bring jy hulle beste variëteite in. Jy plan dit in 'n proefblok. Jy evalueer hulle blomdatums, jy evalueer hulle wanneer hulle ryp raak en wanneer hulle geoes word. So dan kan jy sien maar ek oes nou in week 1 wat in Januarie is oes hy. Die volgende een oes in week 3, in week 4 en week 5. So bou jy vir jou 'n oesvloei op om bietjie van daai variëteite in elke keer te, want jy wil mos jou mense werk gee aan mekaar. Jy wil mos nie nou 100 mense en volgende week het jy niks werk van. So jy bou 'n oesvloei op en dit is hoe jy bepaal hoe jy jou plaas gaan bou. So baie van die teelers het datums wanneer die ding ryp raak en wanneer hy oes, maar onthou elke mikroklimaat kan 'n week of 2 weke aan wees of 2 weke later wees, dit hang af. Wat groot moeilikheid veroorsaak. En nou hardloop alles in 1 week in, nou het jy nie genoeg mense om daai pieke af te pluk, jy wil jou pieke hê, jy wil jou pieke platter bestuur en jou mens jou heeltyd konstant bestuur jou mense, jou mannekrag. Is dit ek bedoel dit klink amper jy's 'n vrugte boerdery. Maar hierdie klink amper jy moet jou arbeid. Hierdie is 'n arbeidsstrategie, maar ek kan amper sê dis die ding wat jou kan doodmaak. Bedoel vandag as jy praat van landbou en 'n vrugteboer, is ons arbeid intensief. Jy moet lief wees om met mense te werk. Jy het baie hande en jy het baie arbeid op jou plaas. Arbeid is vandag duur. Dis een van jou grootste uitgawes vandag. So daai ding moet presies reg bestuur word. Jy kan nie vir hy man sê luister Vrydag, ons wil volgende week niks pluk werk. Jy gaan net by die huis sit. Ek kry oor 2 weke weer kan jy weer kom inval nie. Dit werk nie so nie. Jy moet die mense konstant werk probeer gee. En as jy nie vir hulle produktiewe werk het waar hulle kan geld inbring, hulle geld maak en jy geld maak, dan kos hulle jou geld. So dis belangrik dat jou oesvloei reg uit bestuur word, jou mannekrag reg bestuur word, die bestuur wat hulle bestuur moet reg wees, jou mense se moraal moet reg wees, hulle moet positief wees, want 'n positiewe mens is 'n produktiewe mens. En dit is ons lê baie klem op dit. Laat daai goed presies regloop, want dit kos vir jou baie geld. Want dit is vir my direkte produksie kos amper 40% van my produksiekoste is net my arbeid. Pragtig. Hoeveel werk is dit doen? Ons het nou 380 mense tans nou op ons payroll. Ons in seisoentyd by Januarie loop ons so 500 mense hierso. Ons huisves al ons mense op die plaas. Almal is hier op die plaas. En dit gaan ook vir ons as Graafvloed ons dryf hierdie ding hard as mense moet gelukkig wees. Ons sit met 'n klomp kinders hierso. Huisgesinne wat al jare aankom, families wat al aankom, geslagte wat hier aankom. So is belangrik dat ons 'n goeie crashfasiliteit het. Ons het 'n goeie nasorgsentrum, ons het 'n outdoor gym wat ons het. Ons gee regtig baie terug vir ons gemeenskap en lief vir ons mense. Ons gee om vir ons mense, want die mense maak jou suksesvol. Yes. Kom ons gesels 'n bietjie oor die tegnologie. Jy weet ek wil self nou dalk kan ons sommer wegspring by arbeid. Jy weet in terme van wat se tegnologie ontwikkeling was daar in terme van jou
bestuur, die produktiwiteit, opleiding, payroll, daai tipe van dinge. Maar wat se tegnologie is krities in die besigheid? Is daar in waar is nuwe verwikkelinge? Het sy julle al iets al geïmplementeer het of iets wat kom wat julle oor opgewonde is? Ja, as ons tegnologie praat, is dit 'n wye spektrum van goed. Ons praat van nette is tegnologie, ons praat van programme wat is in die nasorgsentrum hardloop vir ons mense is tegnologie, bestuursgoeder, dis 'n klomp goed. So kom ons begin van 'n kant af. Om te kan boer, ons soos by die vrugte, ons is 'n vrugteboer. So as jy wil vrugte boer, moet jy kompeteer in die wêreldmark. Die wêreldmark moet jy 'n wêreldklas produk op die tafel kan neersit. En ons in Suid-Afrika sit met 'n baie harde klimaat. Ons sit met haal, ons sit met sonbrand, ons sit met baie uitdagings teenoor die natuur wat ons regtig afknou om 'n groot persentasie in die wêreldmark in te druk. So ons appels kry sonbrand, so wat doen ons rondom sonbrand? Ons het baie verskillende nettegnologie, so ons het verskillende netstrukture, ons het nette op, wat seker of jy die skade weer onder jou bome gee, sodat jou vrugte beskerm is teen sonbrand. Dan kry ons haal, want een haalstorm die deurtrek is die hele plaas se oes op net, dan is dit sap te ry. So, dit is dek die risiko af vir haal. So ons het nette, ons het vaste netstrukture, ons het druipnetstrukture, ons het ook platdakstelsels wat ons oop en toe kan maak, as 'n hele paar stuk netstrukture op die plaas. So dit is belangrike tegnologie rondom dit om ons produk 'n hoër persentasie uitvoerproduk te kan produseer. Chrissy, ekskuus ek van jou rede, die net tegnologie, weet jy, hoe oud is nette? Wie maak dit? Wat kos so 'n ding? Hoe lank hou hy? Okay, ja, kom ons kyk gou nette. As ek hom vat op Roman se vuur, die eerste nette het ons groot opgesit, dit was 2006 het ons groot hektare net opgesit in die Breë Riviervallei, hoofsaaklik vir wind. Die rede hoekom ons nette opsit is om sonbrand te beheer op appels. Ons het haal wil ons uitskakel op appels en dan in ander areas kan jy weer op nektarien sit jy nette op, as ook verhaal, maar hoofsaaklik vir wind. Die Breë Rivier is bekend vir sy wind, om wind uit te haal, dat jy die skaafmerke op die vrugte kry nie. En dan is daar 'n klomp goed, hoekom mense nette opsit, hoekom jy seile opsit, om reën weg te hou van jou vrugte af, krake, en daar's 'n klomp goed rondom dit. Standaard nette, as jy Nitex kyk, en Plusnet, mense wat nette maak in Suid-Afrika, daar's klomp vervaardigers in die wêreld, buitekant, China maak baie, en 'n klomp plekke, maar kom ons gaan Suid-Afrika toe, almal gee 8 jaar waarborg op nette, plus minus, almal het 'n 8 jaar waarborg op nette, daarna hou hy kan nog altyd hou, ons oudste nette op Romans Rivier, weet ek, is nou al 16 jaar oud, en hy in sy die treksterkte is nog goed genoeg, so die UV wat in die nette is, en die elastisiteit op die nette is nog goed. Ja. So, ek is 'n voorstander, is baie manne gaan oor rand en sent per hektaar, en almal voer die nette in van China af, en almal sien van Italië af, en almal bring hulle nette in van verskillende areas af. Maar ek sê altyd, as daar 'n fout op my nette kom, wie is die ma en die pa van my nette? Wie kan jy jou telefoon optel en bel? Wel, ons betaal 'n klein bietjie duurder in Suid-Afrikaanse nette, maar Suid-Afrikaanse goed is getoets aan ons standaard, aan ons son, en ons klimaat. So ek sê altyd, as jy kan, ons steun hier, want as 'n telefoon oproep, jy is baie mense is op die plaas. Ja. Jy slaat die vuur nie dood. So ja, die nette kos, as ons nou kom en praat oor strukture, ek praat sommer van stelsels, wat dit jou plus minus kos. 'n netstruktuur kan, ek het nou 'n stelsel ontwerp, die Boulonse stelsel wat ek hier ontwerp het self, wat oor 'n druipnetstelsel, van R140.000 per hektaar af vir die stelsel, maar 'n gewone stelsel kan jy kos op appels en pere op 'n hektaar toe te maak, tussen 800 en 1.2 miljoen rand per hektaar. Dit praat ek nog van alles in 'n spale nette, kabeldraad en alles die hele pakkie. So dit is 'n duur stelsel, en toe het ek besluit, maar wag, ons het soveel hektaar wat oop lê. Wat kan ons maak om ons bome te beskerm, om ons uitpakpersentasies te verhoog? Tot is die druipnetstelsel wat hulle oor om 'n boom trek, en ek het toe besluit, maar elke jaar moet ons goed afhaal en opsit, en afhaal en opsit, en dis helse arbeid intensief. Die goed skeer, jy moet die goed stoor, dis die store wat vol nette lê, en dis toe waar ek hierdie Boulon stelsel ontwerp het. As 'n ding wat ek gebuig het, dat ek op die paal opsit, daai nette bly permanent in my boord, ek stoor hulle my net, en die net raak nooit aan die boomie, en ja, ek het dan Afverlangde Weekblad aangebied vir ander boere, om boere te help, wat in dieselfde bootjie gesit het, wat ek gesit het. En ja, ons het van Nampo Kaap ingeskryf as boerepatente, en ons het hom ook gewen as die beste boerepatent van die jaar.
En dis iets wat jy uitgedink. Ja, sommer net 'n praktiese Nee, plan hier op die mag. plaas. So ja, dit is maar goed rondom die nette. Dan ja, kry maar klomp kleure verskille, maar die ding is, ons het nou gestandaardiseer op steenvrugte is dit kristalnette of wit nette en dan op ons appels en pere gaan ons maar almal total grey of swart, donkerder kleur, want jy wil die son hê daar. Ons kry nog altyd sonbrand onder ons normal grey nette, so ons gaan nou meer na swart toe. En dan lê 'n bietjie bestuurspraktyke wat jy moet bestuur, want jou boom wat in skade wees. Ek sê altyd 'n bakkie se kap of 'n drom wat jy op 'n grasperk neersit, dan groei die gras net so lank. Ja. So hoe meer 'n skade wees, hoe geiler groei jou boom. En nou hoe geiler die boom groei, hoe minder raak hy produktief om te produseer. Want hy So jy moet jou bestuur net reg hou vir jou boom. Ek sê word opgeëet, Ja. nie deur die vrug. So dit is maar die goed, ja, jy moet maar vra wat daar is, dan sal ek hulle hanteer. Dit is fantasties. So, okay, so die nette speel 'n groot rol. Wat se wat se ander tegnologie het ek wil sê wat Okay, kom ons gaan gou na ons kunsmis toe. Hoe doen ons kunsmis toe? Ons het hierdie jaar Red Ant se smart strooier. Die strooier werk met 'n GPS en die lekkerte is in 'n boord. Ons het in die Weskaap met verskillende grondtipes. Ons het sterk en diep gronde, dan het ons weer klip en ons het sommer op 'n hektaar 3-4 verskillende gronde. Nou plant jy jou boorde oor daai grond. Nou kry jy 'n boom wat perfek groei en 'n ander boom wat weer verklein is wat nie wil groei nie en dan kry jy weer 'n geil boom in dieselfde ry. Sure. So wat die smart strooier doen is, hy gooi die boom, hy kyk dit en hy doen 'n scan deur die satelliete en hy sê vir jou, okay, hier's 'n geil boom, daar's nie 'n geil boom nie. So die masjien maak oop waar 'n boom is wat swaar kry, hy gooi kunsmis, die boom wat geil is, vat hy weg. En dan ry jy aan en dan gooi jy weer waar hy moet en hy gooi nie waar hy moet nie. So dit kry dat jy homogene presisie boerdery wat maar deur hierdie satelliet tegnologie. Ja. Hoe oud is die satelliet tegnologie? Nee, dit is al 'n hele tydjie in Suid-Afrika beskikbaar. Baie die drones gebruik dit. Hulle kyk hoe die groeikragtigheid van jou bome. Daar's 'n klomp van daai goed al vandag beskikbaar. So ons het die smart strooiers rondom ons kunsmis. Dan hoe doen ons waterbestuur en ons vogbestuur op ons bome? Watter tegnologie gebruik het? Ek het hierdie jaar ons het al 'n hele paar jaar het ons al probes in die grond wat die grond vog meet, die verskillende dieptes wat die boom nodig het. En jy kan sien hoe lank jy moet besproei tot waar hy is of wat. Hierdie jaar het ons nou vir Phytech ingebring. Phytech bring 'n pakkie na die boer se plaas toe. Dus jy koop die toerusting nie, jy huur dit by hulle. So hulle hou dit al vir jou in stand. Hulle gee vir jou terugvoering hoe dit werk. So saam met die pakkie is 'n probe in die grond, so jy kan op 200, 400, 600 en 800 diep sien hoe waar is jou grond vog. Dan het ons 'n drukmeter op die pyp. Want die mikrospuitjie of die drupper loop en as hy sê nou hy moet 2 bar loop op die pyp om 'n 32 mm neerslag te gee of 'n 5 mm of 'n 6 mm neerslag te gee, dan moet hy 2 bar wees. Nou hoekom meet as die pyp? Want nou sê hy probe vir jou die grond is droog, gooi 2 ure water, maar die druk in die pyp is reg. So hy meet vir hom verklaar vir jou die druk om die druk vir jou reg te stel dat jy die regte hoeveelheid water neersit. Dan het ons probes indraai op die stamme, waar is die algoritmes meet van die stamme. So wat is die boom? Die boom is 'n strooitjie. Onder is die wortels en bo is die blare. In die dag transpireer hy, dan suig hy deur die wortels water op. Maar hy transpireer vinniger as wat die wortels kan byhou om in te pomp, so dan sak jou bas, jou stam trek in mekaar in die dag. So jy wil hê in die aand moet jy weer die stam vol druk van deur die wortels, dat jou terugdruk reg is. So dis die algoritmes wat ons meet dat ons weer hy boom herstel in die nag dat hy weer reg is vir môre. Want anders trek hy die vog uit die vrugte uit en dan kry jy nie vruggroei nie. Ek sien. So ons meet die stamme. Maar gooi jy dan wat doen jy as jy sien die ouetjie het nou nie. Dit is ook om ons onthou jy het 'n probe in die grond wat die grond vog meet. Yes. Jy het 'n drukmeter op die pyp. Jy het 'n algoritme op die stam. So die stam trek weg. Dan sê hy boom, jy sê maar die grond, hier is genoeg vog in die grond. Die probe weet dit, so hy gaan van die hand op kan volsuig. Okay. Maar nou sê as die probe sê, hier is nie genoeg grondvog nie. Op verskillende dieptes waar jy wortels sien, sê jy gooi water. Okay. En dan het ons saam in daai pakkie kom nog 'n vrugmetingsinstrument wat by is. Hy kom om die vruggie. Soos die vruggie groter raak, druk hy hierdie handjies oop. So ek kan nou meet my kersies groei 0.2 mm per dag. Ek weet presies my kersies groei 1 mm 'n week. Goeie jemma. Ek weet presies my appels groei 6 mm 'n week in November maand. Want die handjies is om die vruggie. So hy vruggie nou groter raak, so meer hy calipertjie onder en hy gooi dit alles na radio toe, alles na die satelliet toe. Satelliet gooi hom op 'n rekenaar. Ek kan presies sien in my kantoor presies wat aangaan. Hoe vinnig kan jy ek wil sê adjust. Met ander woorde jy sien hierdie ouetjie goed soos hy moet nie. Wat is die spoed het? Wat is daai venster van
ek wil sê tune voor jy die Elke oggend as jy in jou kantoor gaan, jy gooi gou die skerms op. Jy sien presies. Jy moet En nou- daai jy moet nou- herstel vandag. Hy het dit ook. Hier's 'n rooi lyn. Jy stel vir jou alarmpies. Jy kan presies sien, raai die grondvog is uit. Ons moet vandag die water aan sit. Sorg dat die water loop. Soveel ure beveel die ding aan. Ons kan dit doen. Maar onthou net, dit is goed wat dis tools wat jy het om jou te help om te bestuur. 'n Boer se voete, 'n graaf en 'n gat in die grond en 'n voeltoets is die beste. Jy moet weet wat in jou plaas aangaan. So jy het maar jou grondspanne wat op die grond ook beweeg. Daai is maar net tools om te kyk, stem dit ooreen wat die manne sê. Ek glo in 'n gat maak in die grond om te voel een keer, twee keer 'n week om te sê jy die grond het tog 'n lekker voginhoud. Ja. Hy's nommer 3, hy's perfek. So daai is net tools wat jou help om risiko af te dek. Yes, maar dis Maar dit vat nie die boer se voete uit die boord uit te bestuur nie. Dit vat nie die boer se voete uit die boord uit nie. So ja, ons bly fokus op grondvlak. Ons wil nog altyd op ons voete op die grond hê. Die tegnologie kan nie vir jou boer nie. Hulle kan jou help om beter te boer. Ja. Maar dit kan nie vir jou boer nie, want daar kan risiko. So dis my tegnologie rondom dit. Ons kyk na spuitpomp tegnologie, ons spuitpomp, dit is ook 'n groot uitgawe van ons chemie om te kyk waar kan ons beter spuit, minder spuit, meer vinniger spuit, stadiger spuit waar die terrein rof is. So ook GPS wat jy op jou spuitpomp kyk, ons kyk na die tegnologie, dit is al in Suid-Afrika beskikbaar. Ons het dit nog nie geïmplementeer nie, maar ons kyk daarna. En dan kom ons gaan na ons kres toe, ons mense toe. Waar begin ons die toekoms bou vir môre? Ons het aan ons kres en ons nasorgsentrum met ons die Chemie-program. Die Chemie-program is waar kinders van 4 jaar ouderdom wat in hy kres is, blootstelling kry om rekenaarvaardig te wees. Ons gee vir hulle wiskundeopleiding waar hulle sommetjies al kan begin doen. Hulle kry wetenskap, hulle kry taal. So daai kind log in op sy geboortedatum. Op sy ID-nommer. Ja. So dit gaan saam met hom tot in skoolvlak. Dis 'n departementele program wat ons aanbied vir ons kinders hier op plaasvlak, privaat. Om te sien maar daai ou is eintlik 'n wiskunde ou. Hy's 'n skerp in wiskunde of hy's 'n taal ou. En dan dit gee vir jou leiding waantoe is hierdie kind op pad. Hy's in jou gemeenskap, hy gaan altyd hier wees vir 18 jaar tot hy uitdruk en waantoe gaan hy dan met hom? Gaan hy 'n spuitman maak, gaan hy 'n plaasbestuurder raak, gaan hy 'n voorman raak? Of wil hy juffrou raak, of waantoe wil hy gaan? Ja. En dit is maar wat ons bou met ons mense. Dit is die goed wat ons plaas gee op ons plaas hier op die plaas wat ons vir die Maar julle is nogal uniek in daai opsig of is dit weer iets wat as jy na die buurman kyk en so vergelyk julle notas waarin by julle werkers se opleiding kom of so, of is dit nou maar al die boere voel mos nou nie dieselfde oor hulle mense nie. Ons heg verskriklik baie agrarvroot, heg verskriklik baie waarde in hulle mense. En omdat ek lief is vir mense, stap ek altyd 'n ekstra myl vir 'n mens, want jy kry altyd iets uit. Dit is my altyd lekker om terug te gee, dit is lekker om 'n ou se hand te vat, dit is lekker om op die skouer te klop. Dit is lekker om 'n ou te mentor en te lei. So dit is my baie belangrike ding om ons mense saam met ons te vat. Ek probeer van kinders af. Dit is my lekker. Die outdoor gym wat as jy opgesit het, want ons het 'n groot probleem. Wat maak ons met ons tieners en speuters, die kinders nou hier tussen, want hulle mag nie werk nie. Jy kan nie vir hulle vra, luister, kom ons help hier 'n bietjie papiere optel, bewus maak om ons omgewing skoon of ons plaas skoon. Jy mag dit nie meer doen nie. So toe het ons besluit nou, wat maak kinders na skool? Hulle gooi kruite uit, hulle jaag net strooi. En toe het ons vir hulle besluit, maar wag, ons moet 'n outdoor gym opsit waar jy met jou eie gewig kan werk. Toe voer ons hierdie gym in. Dis 'n groot klomp verskillende apparate wat al daar in die parke staan. Ja, dis presies hulle. En die kinders is mal oor dit. Ek ry elke dag af en ek sien elke dag kinders verby ding speel. Hulle speel brand hulle energie op. Brand hulle energie op. Hulle oefen, hulle bou hulle self. Dalk is daar 'n rugby speler eendag wat homself kan bou daar. So ja, ons gee baie terug vir ons mense. Ons het ook vir al ons matrikulante laptops gegee. Dat hulle blootstelling het tot internet toegang en kan 'n bietjie rekenaarvaardigheid kan kry. So ja, ons probeer ons mense en ons jeug ontwikkel saam met ons op die plaas. Wat is die gevoel oor die algemeen? Ek dink nou juis aan verstedeliking. Jy weet, ek nou dink jy het veral daar Vrystaat so aan, die manne wil net uit die dorpies uit en dis natuurlik is 'n probleem. Ek wil sê dis 'n ticking time bomb veral vir die manne wat die plaaswerk so en dan nou nie identifiseer julle hierso van hierdie ouens het hulle die behoefte en passie om op die plaas te kom werk. Ek wil identifiseer hulle tipe van 'n loopbaangeleentheid vir die toekomstige bestuurders en so aan. Hoe lyk dit? Of wil hulle liggies toe gaan of
Ek moet sê ons het 'n hier's 'n klomp ek het nou tans studente by my. Hier's 'n Elsenburg landboustudent en hier's 'n matie student wat BSc landbou studeer. Ek het lankal die punt gemaak, ek dink hier's al 8 studente deur my met die jare. Ek vat hulle heeltyd so 'n gele blootstelling. Dit is my suksesverhaal en ek weet dit dra ongelooflike waarde by. Ja. So volgende jaar as jy weer 'n landbou Elsenburg student wat heel die jaar prakties kan doen met my. So ek het maar die grootste probleem wat ons het is waar bly die mense? So ek het 'n woonstel, 2 woonstelle hier agter gebou, laat hulle eie kamer het, hulle eie badkamer en hulle eie kombuisie het waar hulle kan werk. En met hulle so blootstelling. Hulle raak groot want hulle is klaar gestudeer, maar hulle moet 'n geleentheid kry om blootstelling in die veld te kry. Ja. En so ek werk maar studente deur. En hierso is my studente wat al 8 jaar terug deur my is wat produksiebestuurders is wat hierdie plaas is. So kan ek jou sê op Roman se vuur is ene wat van Elsenburg gekom. Hy's vandag al dink hy's al 10 jaar as produksiebestuurder daar. Wat is ons vat hulle in, ons bring hulle in die maatskappy in, as daar potensiaal in die ou is, dan bly hy by ons. Ja. En ons ploeg heeltyd terug. Omdat hy ou die pad gestap het, volg hy dieselfde pad. So hy lei weer sy mense weer op en hulle vat sy spoor en dan gat hulle. En dit is die waardesisteem. En dit is hoe ons die fondasie bou vir môre. Dis is soos leiers bou vir môre wat in landbou moet instap. Yes. Ek sê altyd dit gaan nie oor die pryse wat ons wen nie met jong boer van die jaar en waar ons gaan nie, maar dit gaan oor die nalatenskap die dag as ek uitstap. Wie het ek agtergelaat? En wie het ek bevorder en wie het ek deurgebring deur die ranks en dit is maar dit wat ek doen en ek hou daarvan. Dit gee my energie, dit is my passie, ek hou daarvan. So gepraat nou van verhoudings. Ons praat 'n bietjie vervaardigers, verskaffers, belangrike verskaffers, strategiese vennote wil ek sê, hoekom, waarom, ons het nou gepraat, jy het 'n paar seker verskaffers wat jy vir 'n rede gebruik, so vertel ons 'n bietjie meer, hoe lyk dit? Ja, okay, ons groot verskaffers, ek gaan sommer kos begin gepraat so vinnig oor diesel klaar, waar kry ons brandstof? Brandstof is 'n groot uitgawe vir ons. Ons kan nie funksioneer sonder brandstof nie, al ons spuittrekkers en al ons bakkies en alles loop op brandstof. So brandstof werk op 'n tenderbasis. Ons het toe die tyd in Suid-Afrika dit 'n bietjie moeilik geraak het dat brandstof skaars raak. So ons het ons tankfasiliteit dubbel vergroot omdat ons die risiko moet afdek. Ons kan nie ons het probeer altyd 'n maand se brandstof dra. En toe hier kom dat ons sukkel om brandstof te kry, toe ons dra nou 2 maande, na 3 maande se brandstof dra ons nou die stok. Laat ons net seker maak, ons het nie daai risiko. So ons brandstof, hoe koop ons brandstof of hoe werk die tenderprosesse rondom brandstof? Ons het verskillende brandstofverskaffers. So elke 2 jaar kan nou vir ons dit is te oop jy kan quoteer wat is jou prys per brandstof? Ons maak vas vir 2 jaar 24 maande en dit word elke 24 maande word gehersien. En dit is maar by verskillende plekke waar as jy brandstof aankoop, groot maat, ons koop tankers aan 36.000 liter tankers op beslag en ons kom pomp dit in ons tank en al die 3 plase van Graafvoort werk dieselfde. Ons het gesentraliseer, ons het stelsels in, so dit word uit die hoofkantoor uit gemonitor, wat is die levels in die tanke, so dit is so maklik, jy koop 'n 36.000 liter tanker aan one shot en hulle drop dit op al 3 plase, kom maak hom gou leeg, hier 10.000 daar, 15.000 hier, dit so damp, so kom pomp hulle in waar die behoefte is, want almal se pieke is nie dieselfde tyd nie. So dit is brandstof, ons chemikalie, waar koop ons chemie aan en ons produkte aan. Ons as Graafvoort is onafhanklik, ons probeer onafhanklik bly, ons kopie by 'n Intelligrow of 'n Nexus of 'n gifverskaffer aan nie, wat ook die aanbevelings maak nie. So hulle is ons koop dit wel by hulle aan, maar ons kry onafhanklike ou wat die aanbevelings maak, wat moet 'n spuit, wat moet 'n spuit, ja, want ons voel net, ons kan nie by jou aankoop wat die produk verkoop en die aanbeveling maak nie. Ja, dit moet nou, dit is so 'n bietjie subjektief. Ja, so dit is maar ons ding rondom ons. Is dit ook uniek? Ek bedoel, is julle uniek in daardie opsig dat ons sê dis nie algemeen dat ouens gewoonlik groter plase, praat ek van plase wat groot is, 800 hektaar en groter is. Hulle werk onafhanklik hou. Hulle werk op 'n tenderbasis. Elke company kry 'n tender vir die prys en ons koop die beste prys aan. Almal kry 'n kans om te tender op al die produkte en ons kyk die beste pryse op waar koop ons verskillende plekke en ons kry 'n tenderlysstelsel wat ons om hardloop. Dan ons kunsmis hardloop altyd nog onder Yara of Omnia, dis die 2 verskaffers in Suid-Afrika wat ons maar by aankoop en ons het ook 'n onafhanklike company wat ons gronde kyk en wat ons aanbevelings doen en dan koop ons net vir daai maatskappy aan. Baie van die kleiner ouetjies werk presies, hulle koop by Yara self aan by hulle aanbevelings ouens wat die tegnikuste in die veld is, maar ons werk onafhanklik. Ons gebruik AgriMotions. Dis 'n onafhanklike company wat die diens vir ons lewer en dan koop ons aan waar ons die beste prys kry. Snaakse vraag. Wat is in die kunsmis?
Hoe lyk die kunsmis? Wat is daarin? Wat is 'n tipiese kunsmis? Die tegnologie, wat is daarin? Bedoel, vandag kry jy baie goeie tegnologie kunsmis. Ons het die gewone kunsmis wat maar jou korrel kunsmis is, wat 'n kunsmatige kunsmis is, wat geformuleer is vir die plant, wat maar sodra jy mos nou maar vog of water kry, dan blus hy en hy gaan beskikbaar in die grond en hy word omgeskakel deur mikrobes vir die boom om op te neem. Jy kry vandag kunsmis wat slow release is, wat 4 maande lank kan release. Hy het verskillende laagies om, so so in die grond kom, dan gaan die eerste laagie af. Hy geheel dit slow release kunsmis met hy het 'n sekere, hy het 'n laagie om wat met slow release is, dit is soos sy naam is, slow release kunsmis. Dan is baie biologiese kunsmisse wat soos 'n hoendermisse is, en jou komposse is, en jou kompostees is, en baie van die mense gaan na die herlewingsboerdery kant toe, waar hulle aardwurms begin doen, deklaag om onder die bome, permanente deklaag vestig, mulching onder die bome gooi, chips, pak onder die bome, om meer biologies te gaan, meer saam in die natuur te werk, as wat ons teen die natuur werk. So ja, ek dink almal, vandag is die hooffokus maar om meer na die biologiese kant toe te begin beweeg, omdat alles duur is. Jy wil wegkom van die kostes af. Maar dit is nie so maklik om net om te skakel. Dit vat tyd. So die biologiese opsie is ideaal, en dit is ek wil sê die beste langtermyn die goedkoopste, maar soos jy sê, jy kan nie 'n switch flip. Dis nie 'n switchie, dit is jy moet jou grond verbeter, jy moet die koolstof in jou grond beter kry, jy moet die mikrobes in die gang kry, die lewe in die grond moet bykom. En dit kom met tyd, verrotting. So as jy gebruik ook ons graskappers, jy kap die gras in die rye en jy gooi dit onder jou bankies. Jou snoeisels elke jaar gooi jy onder jou bankies. Jy ry in alles wat jy kan inry, organiese materiaal, ry onder die bome en daai donker grond wat ons altyd sien onder die bome, dis daai verrottingsmateriaal. Dis waar die goed in die lewe bly. Dis waar die plant sy kos kry. Okay. Ja. Baie interessant. Sê gou, hoe leer jy? Jy weet, waar kry jy jou idees? Ek dink nou weer eens wel gedaan met jou patent wat jy kom uit ding het. Wat lees jy? Wat kyk jy? Wat beveel jy aan? As jy 'n man probeer op het bly met sosiale media, ons lees 'n bietjie Landbouweekblad, ons lees Vroedjoernaal, ons kyk YouTube video's, ons kyk vrugteprodusente, ons kyk megaboere, ons kyk alles wat jy kan moontlik waar jy belangstelling in lê om beter te boer. En dan is dit maar 'n ding as jy moet verhoudings bou met mense. Ek bedoel jou modelplaas, jy het mos altyd rolspelers, hierdie is die mooi plaas, hierdie is die ouens, Vroedata as 'n studiegroep baan ons behoort. Jy weet dan se naaste by hier is ouens wat sterker en beter as jy nommer 5de of 10de of 20ste lê in die ranking van jou plaas. Weet jy, hier's 20 mense beter as jy wat hierdie jaar geboor het. Of volgende jaar kyk jy waar jy lê. So dan is dit maar kyk rond, as doen velddae, wat is 'n plaasbesoeke doen, jy doen 4-5 plaasbesoeke in 'n jaar wat oor hierdie plase gaan, waar die ouens vir jou blootstelling gee. Hoe lyk die modelle? Hoe is die ou wat nommer 1 is? Hoe lyk sy boorde? Ek wil sê, is dit vriendelik nog hier so dat die manne kom kyk onder die bonne daar. Ons tegniese ouens vat ons uit op hierdie veld daar, ons gaan Verliersdorp toe, ons gaan Grabouw, ons het sekere dae jaarliks, dan gaan ons rond, dan kyk ons 'n bietjie van die beste boere en volgens die beste opleidingsstelsels, die beste tonne, beste uitpakke. Wat doen die ouens? En jy leer maar by jou ander boere en jy kyk rond en jy lees op en jy sien hier 'n ding, jy sien daar 'n ding en jy moet maar net op het bly hardgrou so goedjies wat hulle uitstuur elke keer, jy hou dop en lees op en kyk, jy moet net oop wees om aan te kampus. Jy moet leer, altyd bereid wees om te leer. Daar's altyd 'n ou iets beter as jy het. En maar rond te kyk en jou te meng met die regte boere, die regte ouens wat voorlopers is. Luister wat hulle sê om 'n braaivleisvuur, waar lê die geheime, wat spuit die manne, wat doen hulle, waar? Jy moet net aanpas en bly leer. Braai hulle gereeld die manne? Ja, die ding is as 'n man 'n leier is en jy wil jouself klasses onder, jy wil groei, jy wil die beste wees, dan meng jy met die beste ouens. Jy gaan nie jou meng met die ouens wat nie vir jou waarde inbring nie. Jy wil jy probeer hand uitsteek, jy wil by ouens uitkom, jy wil by die groot plase af en toe 'n draailoop maak, jy wil kyk wat doen hulle. Jy vind uit, jy beheer hoe jou landbouverenigings, jy praat, jy hoor die ou nie, maar as dit gedoen, as dit dat gedoen, nou kom kyk, kan ek dit mag kyk. En dis hoe jy leer, jy moet deeltyd leer. Daai ding van jy weet alles is onmoontlik. Nie in die vrugtebedryf nie, in die landbou nie, jy weet nie alles nie. Daar's elke dag iets nuuts. Elke dag, elke seisoen is anders, elke dag is anders. So jy moet aanpasbaar wees. Jy moet bereid wees om te wil leer. Veel laaste vraag. Ek was nou geïnteresseerd toe jy nou vertel het, jy is 'n
'n jong man met die georganiseerde landbou begin het en so aan. So, wat was waar daai tyd wat nog steeds waar is? Jy weet, in terme wat jy daar die eerste keer gesien het, wat amper sê, kom ons praat 'n bietjie georganiseerde landbou. Wat is goed en wat is uitdagings, wat is die geleenthede, wat moet beter? Daai jaar het jy nog hoor oor georganiseerde landbou. Wat is georganiseerde landbou? As ek georganiseerde landbou sê, het georganiseer, dis geordelik, dis dissipline. Dit is waaroor landbou vandag gaan. Landbou is nie meer 'n sport, daar loop my skapies, ek het 3 skapies, môre het ek 6 skapies. Landbou werk nie vandag nie so nie. Dis 'n besigheid wat jy moet bestuur. Dis geordelik, dis dissiplines, dit kos geld, dit vra geld. So georganiseerde landbou is krities belangrik vandag vir my. En ek dink vir almal, as jy vandag boer, moet jy in jou landbouvereniging behoort. Jy het probleme op grondvlak. En wat maak jy met daai probleme? Jy alleen kan nie beklei teen die regering nie. Maar as ons almal saam staan in ons landbouverenigings toe, en die landbouverenigings staan saam met Agri Weskaap, en Agri Weskaap gaan na Agri SA toe met al die provinsies, dan het jy 'n spreekbuis na die regeringsvlak toe. Dan het jy mag om jou probleem op die tafel te sit. So organiseerde landbou bring 'n ongelooflike ding tafel toe. Ek sien net 'n boer moet vandag aan sy landbouvereniging behoort, dan is jy deel van georganiseerde landbou, en dan werk jy, en dan kan jy jou probleem op die tafel sit. Maar as jy nie aan 'n landbouvereniging behoort nie, dan staan jy stoksel alleen. Jy het geen instansie wat jou probleem kan hoor. Jy gee nie terugvoer, jy weet nie wat aangaan nie. En ek dink net, georganiseerde landbou speel vandag 'n ongelooflike groot rol tussen die spreekbuis van grondvlak af tot op regeringsvlak. En dit is maar ons is 'n samewerking. Jy moet saamwerk, want hoe gaan jy probleme oplos? Hoe gaan jy jou probleem wat jy het op die tafel sit? So en georganiseerde landbou sê mos wat dit is, georganiseer, dis dissipline, dis orde. Dis nie wanorde nie. Ons werk met 'n produk, ons werk met kos. Ja. Dit moet altyd daar moet orde wees. Daar moet rekordhouding wees. Dit is 'n geordelike instansie. En ek dink net boere wat nie betrokke is, jy moet so gou as moontlik betrokke. Is dit 'n uitdaging? Is daar nog baie ouens wat eerder nie betrokke is betrokke? Definitief, daar is 'n ding, ek dink ons is net so oor die 7000 boere in die Weskaap, maar daar is nog 'n klompie wat nie betrokke is in die Weskaap nie. Ons weet presies hoeveel boere daar is in die Weskaap. Ek praat nou spesifiek van die Weskaap. Ek gaan nou nie oor die ander provinsies praat nie, maar die Weskaap, ons is so daar is 'n klompie boere wat nog nie betrokke is en wat nie wil betrokke wees by georganiseerde landbou nie. En ons wil hulle hê, want ons hulle stem nodig, ons hulle steun nodig. Wat is hulle hoekom sê? Ek het mos eie keuse hoekom nie wil betrokke wees by georganiseerde landbou. Ek voel net ons wat relatief groot boere is en wat 'n bydrae maak tot die ekonomie en die voedselsekerheid in ons land, ons wil daai kommunikasie oop hou. Ons wil ons probleem op die tafel sit, of ons wil net sê wel dan vir wat Agri Weskaap doen en wat Agri SA doen tot op regeringsvlak. En ek dink een ding wat jy nou belangrik van die georganiseerdheid, ek dink juist julle manne wat ook uitvoer, weet, omdat jy internasionale markte, dit forceer 'n sekere dissipline en 'n standaard, nee, wat ek wil amper sê, dis lekker vir, al voer jy nie eers uit nie, wil ek sê, jy moet op 'n sekere standaard operate. Jacques, 'n groot ding is ons toegangspaaie. Wat wil jy doen as jy nie in 'n georganiseerde landbou behoort nie en jy ry deur slaggate? Slaggate beïnvloed die kwaliteit van jou vrugte. Ons is vrugteboere. Nou, wat wil jy nou doen as jy op jou eie staan? Wil jy myself 'n gat op toemaak? Dis hoekom waar jy kry die platform om na jou landbouvereniging die probleem te vat. Die landbouvereniging vat dit na jou Agri Weskaap toe, na jou provinsiale landbouunie toe, en daarvan vat hulle na Agri SA toe. So toegangspaaie, hawens, Eskom, kragprobleme. Dis waar jy tools het om te kan praat daarmee. So as jy nie in dit behoort nie, nou staan jy op jou eie. Ja. Jy kan hierdie game beklei op jou eie nie. En dit is hoekom ek het so sterk steun, jy moet deel wees van georganiseerde landbou. Wat is die grootste uitdaging nou regtig? Ons weet nou die BE ding is nou daar, is nou die nuwe rookie in die verste. Ons grootste uitdaging seker vandag, ons is besproeiingsboere. Ons is afhanklik van krag, die pompe moet loop, anders kan ons produk groot maak nie, ons kan nie ons produk groei nie, ons kan nie ons bome gesond hou nie, en krag bly 'n groot uitdaging. Ek dink almal het nou self hulle planne in plek gekry om hierdie kragding uit te sort, en ek dink dis 'n groot ding, almal het op die generatorkarre geklim om kragopwekkers in te bring, en ek dink hy geloop op water, hy geloop op, hulle eet in jou lopende kostes, in jou diesel.
So ek dink en as jy gaan na sonpanele en ander goede, is dit weer 'n groot kapitaal uitleg wat jy moet uitlê. So ja, die uitdaging, kom ons sê krag is 'n groot uitdaging vir ons. Ons toegangspaaie, ons hawens moet funksioneer. Onthou elke week wat my container met my vrugte instaan in die hawe, verloor ek kwaliteit wat na die huisvrou toe moet gaan in 'n ander land. So ek het verbeter nou, is die hawe nou 'n bietjie uit. Ek weet nie of die hawe het verbeter, daar was 'n groot verbetering, maar ons het maar nog altyd, daar's maar nog altyd struwelinge rondom die bestuur van die hawe, ou tegnologie wat ons in die hawe het. Definitief die hawe is 'n groot uitdaging vir ons, veral ons wat in die vars vrugte mark beding is. So ja, daar kort nog 'n bietjie werk. Ek dink ons moet daar nog vat saam met die regering en saam met georganiseerde landbou. Maar daar is manne wat lekker sterk dryf vir baie dinge, ons hoop en ons dat dit gaan verbeter in die toekoms. Christie, verskriklik dankie. Dankie vir jou tyd. Sterkte. Ek hoop julle die sport is nou om die draai, né? Wanneer begin julle manne, is julle besigste tyd? Ja, Jacques, ons is aan tans nou besig. Baie dankie vir die geleentheid om 'n bietjie te kan gesels oor die toekomsplanne in landbou en hoe ek voel oor landbou. Daar's definitief 'n ongelooflike groot geleentheid in landbou. Daar's geleenthede in Suid-Afrika wat ek met hierdie jong boer van die jaar ding het ek net weer besef hoe sterk en hoe groot boere is in Suid-Afrika. Wat 'n bydrae maak tot die voedselsekerheid in ons land, tot die ekonomie van ons land. En ja, ons het goeie verbande gebou. Maar om terug te kom, ja, ons is nou tans besig om te oes, ons is nou begin met die kersies, ons is nou lekker besig met die kersie oes tot so middel Desember toe. En dan Januarie begin ons weer met die pere en die appels, hardloop ons deur tot Mei maand, toe almekaar van die appels en die goeters. So ja, dit is lekker, ons damme, ons het goeie reën gehad in die Weskaap, ons damme is ten minste vol, ons grondvog is goed aangevul. So ons sien uit, ons het weer groot hoop dat dit 'n goeie seisoen sal wees en ja, ons bou daarop. Baie dankie Jacques vir die geleentheid. Wonderlik. Dankie vir jou tyd en ek sê so besige tyd, so ons waardeer regtig jou tyd, Christie. Ja, is 'n groot plesier as jy landbou praat, dan is altyd tyd om landbou te praat. En dan daai kampplek van jou. Jy moet vir my 'n foto stuur. Ja, dit is reg, ja. Nou maar toe baie dankie. Dankie. Ek waardeer.